Maandag die 2de Junie, dis 7:15, byna 7:15. Ek wag vir Ernst van Sail om by ons aan te sluit. Hy sê 1 minuut, dan is ek daar, sien ek nou. Dan is hy hier om met ons te gesels. En waaroor ek met hom wil gesels en met Skalk van Heerden net na 8 is 'n rubriek in of 'n meningsstuk in rapport gister waar die oproep gedoen word deur professor Piet Kroukamp, luister 'n slag na die Afrikaner profete van versoening. En dit gaan oor die werk wat die beter einders doen. Nou gaan ek nou met Skalk 'n bietjie daaroor gesels en by hom hoor. Ek dink hulle doen baie goeie werk, maar ek wil graag dieper gesels oor die beginsels daar agter en ek dink dit gaan goed wees. Soos dalk ook met Ernst gesels, want hier is Ernst. Môre Ernst. Goeiemôre Isak, is ek dan geraam daar in my blokkie? Jy is geraam, mooi geraam. Mooi verpak. Ernst. Hoe gaan dit? Nee, wat? Ons loop die reguit pad. Soms val ons af, maar hoe het my pa altyd gesê, die skande is nie daarin om te val nie, die skande is om te bly lê. So ons lê nie. Ons gaan lê nie. Ernst, ek het vir jou daai artikel se skakel aangestuur en ek het gedink dit sal goed wees om ook vanuit jou hoek uit te gesels daaroor, want ek weet dat die vertrekpunt van artikels soos hierdie kom uit die afgelope tyd se debakel uit en dat julle ook aan die voorpunt daarvan staan van julle kant van AfriForum en Solidariteit Beweging se kant af. So ek het gedog dalk gee dit vir ons ook balans aan die gesprek. Ek gaan nou met Skalk gesels. Ek wil doelbewus nie in 'n debat ingaan hieroor nie, want dit voel partykeer vir my 'n debat is vermaaklik en dit het seker kykwaarde, maar dit het baie min inligtingswaarde. So dis wat my betref is dit onverkooplik en nie altyd die beste manier om 'n gesprek te hanteer nie. So ek verkies dit om dit afsonderlik te doen. Ek wil jou storie hoor. Nou Piet wat skryf dat ons moet gaan kyk na Afrikaner profete van versoening. En met die beginsel is daar nie fout nie, maar ek wil gesels oor die gesprek onderliggend daaraan, want daar's 'n beskuldiging daarin dat die ouens wat anders dink negatief is teenoor die land en negatief is ten opsigte van die vordering in die land. Hoe dink jy daaroor? Ja, Isak, die gesprek kom neer regtig net weer eens op daai vraag van, maar wat bedoel jy met versoening? Net soos met die regering wanneer hulle praat van swart ekonomiese bemagtiging en as jy teen hierdie wette is, dan is jy teen die bemagtiging van mense. Nee, wat bedoel jy met daai term? Net omdat jy iets vir iets 'n mooi naam gee, net omdat jy blommerige woorde gebruik, beteken nie dat jy net dan onmiddellik in die reg is en wie ook al dan teen jou staan, nou is jy anti al hierdie goeie goed wat ek vir myself toegeëien het deur net die taalgebruik wat ek kies nie. En die ding wat regtig hierso, Isak, wat belangrik is om te verstaan, is dat om die waarheid te praat, om vir geregtigheid op te staan, is 'n boom met dorings, is 'n boom met mooi blomme, maar dit is 'n boom met dorings. So diegene wat vir geregtigheid opstaan, diegene wat vir die waarheid opstaan, wat baie keer ongemaklike waarhede praat oor die regering van Suid-Afrika, oor die realiteit van lewe in Suid-Afrika, kan nie net weggegooi en afgeskryf word as nou is julle teen die land, julle wil net negatiewe goed hê, julle beswadder of besmeer net die land, gooi net modder nie. Nee, dit is die aard van die waarheid praat. Jy kan of gelukkig wees met gerusstellende leuns en vir niemand kwaad maak nie, geen friksie veroorsaak nie, of jy kan die waarheid praat oor goeters wat belangrik is en bietjie 'n paar mense nou en dan kwaad maak, 'n paar vyande maak langs die pad en mense ongemaklik maak, want dit is die aard van die waarheid. En ek hoop wat ons by AfriForum en die Solidariteit Beweging doen, is om ongemaklike waarhede te praat, eerder as gerusstellende leuns. Net God sal weet in die groter prentjie of ons suksesvol sal wees met om meer mense in die gesprek in te trek, om
bietjie meer oor die ongemaklike waarhede as oor die gerusstellende leuns te praat, maar om dit dan die debat te raam, soos ons nou vroeër gepraat het van om iets te raam, om die debat te raam as dit is die goeie ouens teen die slegte ouens, dit is die mense wat net vir al die goeie goed is en aan die ander kant is al die mense wat net wil terughinker na die verlede toe, die verkramptes. Ons ken al hierdie taal gebruik. Natuurlik gaan dit geraam word as die verligtes aan die een kant of die profete aan die een kant en die agterlike Neandertalle, die verkramptes aan die ander kant, maar dit is net dood eenvoudig nie so nie. Dit is eintlik bietjie vreemd om te sien hoe mense so vol selfvertroue is dat hulle het absoluut die waarheid gevind en enigiemand wat nie met hulle saamstem met hulle narratief nie is natuurlik boos. Kom ek vra dit nou maar reguit vir jou. Is julle gekant teen versoening in die land? Het jy 'n issue met iets soos wat skakele doen? Weer eens kom ons kom by wat beteken versoening. Wel, versoening in die sin dat dit beteken wederwysige respek en erkenning tussen kulture en gemeenskappe. Natuurlik is AfriForum en die Solidariteit beweging pro dit, nie anti dit nie. Die tipe versoening wat ons teen is die tipe versoening wat baie mense my sien as jy nie die regering se leuns glo nie, as jy enigsins opstaan teen ongeregtighede wat teen jou gemeenskap gepleeg word, as jy jou stem dik maak teen raswette in hierdie land, as jy hardop sê dat Kiel de Boer is verkeerd, dis nie net 'n metafoor nie, dis immoreel, as jy sê dat plaasmoorde is 'n ernstige kwessie in hierdie land en nie net normale misdaad nie, daar's baie mense wat dink dan is jy in groot aanhalingstekens anti-versoening. Wel, ek glo nie in daai idee van versoening nie, maar dan beteken versoening slegs dat jy moet net nooit friksie veroorsaak nie. Moet net nooit asseblief enigiets sê wat die ondersteuners van die ANC of die regering gaan ontstel nie. Moet net nooit enigiets sê wat 'n debat gaan ontketen oor sake wat ongemaklik is nie. Wel, daai tipe versoening kan ek nie ondersteun nie, want dit is maar net gaan stil sit in die hoekie want jy wil nie enigsins mense ongemaklik of kwaad maak nie. Wel, baie keer soos ek vroeër gesê het, moet mense kwaad maak om die waarheid te praat. Moet baie mense ontstel om die waarheid te kan praat. Dit is die aard van die waarheid en baie keer is die waarheid baie ongemaklik. Soos die feit dat Suid-Afrika se regering een van die mees rasmal regerings in die wêreld is, wat diskrimineer teen ou mense, jong mense, kinders so jonk soos 9 jaar oud is die slagoffers van hulle rasse-diskriminasie op sportvlak. Die ander kwessie van plaasmoorde is 'n ernstige kwessie. Ek gee nie om as dit mense ontstel as ek vir hulle sê dat plaasmoorde is 'n unieke misdaad wat 'n unieke teenstrategie nodig het nie. En dan laastens, Kiel de Boer is nie net 'n metafoor nie en ek gee nie om as dit die EFF en enigiemand anders wat hulle ondersteun ontstel as ek vir hulle sê hulle is immoreel as hulle sulke dreunsange sing oor die moord van hulle medelandsburgers nie. As dit nou maar mense moet ontstel, dan is dit nou maar so, maar dit is nie die tipe versoening wat ek en Solidariteit beweging in glo om net seker te maak daar's net nooit enige friksie nie. Dit is ook nie 'n manier om te leef nie. Maar ons het op 'n slegte plek in die land aangekom waar ons bereid is om te sê iets is 'n normale misdaad. Isak, daar maak jy nou nog 'n groot gesprek oop. Ek weet nie of jy nog 'n uur het om daaroor te gesels nie. Dit is 'n baie belangrike punt. Maar om te sê, dis normale misdaad. Wat is normaal aan enige misdaad? En dit is nog nie eens gepraat van misdaad wat eerstens aangehits word deur politici, deur dreunsange soos Kiel de Boer nie. Dis nie eens gepraat van misdaad waar jy 'n ou tannie doodgemartel sien nie. Dit is nie die tipe misdaad waar jy is nie eens gepraat van die tipe misdaad waar 'n boer vasgemaak word of vasgehou word en moet kyk hoe sy vrou verkragt word nie. As jy enigsins daai tipe misdaad wat ek nou net beskryf het, die doodmartel van 'n ou tannie, die 'n man forceer om te kyk hoe sy vrou verkragt word. As jy vir my in die oë kyk en sê dis maar net normale misdaad, waaroor maak julle so baie boei, dit gebeur met almal, dan is jy 'n psigopaat. Ek's jammer. Daar's nie 'n gesprek vir my of 'n debat vir my om gehad te word oor of die ons norm van, soos jy nou sê, die standaard van normale misdaad net moet wees nie. Nee, ek weier om daai standaard van normale misdaad te aanvaar. Ernst, daar's nou in hierdie stadium 'n klomp gesprekke aan die gang in verskillende groepe op verskillende vlakke. Een daarvan wat die laaste tyd weer 'n bietjie oproer veroorsaak het, is die gesprek van die regering wat deur die PAC bemiddel is met sogenaamde Afrikaner groepe
waaroor daar toe nou 'n bohaai is, maar ironie op ironie en eintlik maar no surprise, daar sit skielik dood. Die regering, die ouens sukkel om by die regering uit te kom. So nou wil ek die vraag na aanleiding van dit vra oor die erns van binne die konteks van hierdie gesprek wat ons het, die erns van enige iemand om gesprekke hieroor te voer. Dit lyk vir my ons wil die heeltyd daai wrywing hê en mekaar beskuldig van allerlei bedenklikhede. Ja, Isak, dis maar een van die realiteite van, soos hulle dit noem in die politieke wetenskap, die realpolitiek. Van daar moet, as jy enigstens die magspel wil speel, as jy op, soos die ANC dit noem, die balans van magte, as jy 'n skaakstukkie op daai bord wil wees, as jy wil geweeg word in daai spel, dan gaan jy moet onderhandel, jy gaan moet gesprekke hê. Tot al gaan van daai onderhandelings of gesprekke nêrens nie, tot al loop dit nie op 'n uitkoms uit nie. Dit is hoe die politiek werk. Dit is hoe die eintlik maar die moeilike spel, die stoeigeveg van verandering werk. Dit beteken nie dit is die enigste pad na verandering nie, maar dit is een van die paaie na verandering. So byvoorbeeld van die solidariteitsbeweging se kant af om verandering te bring in Suid-Afrika, ons primêre bron van verandering bring of ons primêre pad wat ons volg is deur ons self doen aksies om 'n realiteit op die grond te skep. Maar dit beteken nie jy kan nie ander paaie en ander supplementêre paaie ook volg om daai verandering te bewerkstellig nie. Een van daai paaie is om ongemaklike gesprekke te hê met diegene wat wette in plek stel wat teen jou mense diskrimineer. En dit is maar soos ek sê, daar kan mense wees wat probeer ontken dat dit is nie deel van hoe die magspel werk nie, dit is nie hoe die politiek werk nie, maar dan is jy maar baie idealisties, die politiek is maar 'n onidealistiese affære, en daar gaan goed wees wat werk, daar gaan goed wees wat nie werk nie, maar jy moet regtig alles probeer, elke opsie tot jou beskikking. Daar's ook hierdie aanhoudende iets wat ek ook uit die sentimente van meningsvormers, sogenaamde meningsvormers hoor, is hierdie voortdurende beskuldiging wat voor die deur van AfriForum en die Solidariteitsbeweging gelê word, dat die beweging uit Suid-Afrika uit, dat hierdie hele Amerika palawa julle skuld is en dat julle mense aanmoedig om die land te verlaat. Kom ons gesels gou vinnig daaroor. Ja, ek het tyd. So dit is nogal eerstens baie vleiend dat wanneer Afrikaners op die groot internasionale verhoog genoem word, is baie mense se eerste gedagte, die solidariteitsbeweging moet iets hiermee te doen hê, ons moet uitvind wat dit is, of wat die verbinding is, dis baie vleiend, maar terselfdertyd ook, die solidariteitsbeweging is maar net 'n klein part, 'n klein rad in die groter prentjie. Ek bedoel, dis nie asof ons op Donald Trump se skouers sit en fluister in sy oor wat hy moet doen nie, maar terselfdertyd, ons is 'n invloedryke speler op die skaakbord, op die veld. As jy kyk na die feit dat ons het vergader met die Trump-administrasie en binne in Suid-Afrika is ons een van die grootste organisasies wat daar is. Maar om daai aan te spreek van, jy sê die beskuldiging van dat ons mense aanmoedig om die land te verlaat, of dat ons mense aanmoedig om hulle self uit te skakel uit die samelewing uit, deur net te sê maar hulle wil hulle self gaan afsonder, niks met die samelewing te doen hê nie. Wel, ek sal enigiemand wat daai aantuigings maak uitdaag om bewyse te gee van daai aantuigings. As dit kom by die goed wat die solidariteitsbeweging sê en wat AfriForum sê en wat ons doen, is die beste bron die beweging en AfriForum self. Jy kan dit oral in ons persverklaringe gaan lees, op ons webtuiste sien, op ons sosiale media. Ons beleide is baie duidelik. Ons is heel deursigtig ook met wat ons vir die Amerikaners gesê het. Jy kan na ons Washington Memorandum toe gaan, dit ten volle gaan lees. Dit is die dokument wat oorhandig is aan die Trump-administrasie. Maar ons boodskap of ons standpunt spesifiek oor mense wat die land verlaat is genuanceerd. Aan die een kant gaan ons nie diegene wat kies om te vlug of te immigreer aanval of beswadder of sê maar hulle is nou wat ook al lelike woord jy vir hulle wil noem nie. Dit is nie ons standpunt nie. Op die ou end van die dag is dit hartseer dat mense geforseer word om die land te verlaat weens die vernietigende beleide van die regering en weens retoriek, hartlike retoriek wat hulle teiken, maar dis hulle diep persoonlike keuse. Aan die ander kant gaan ons ook lojaal bly aan die filosofie en die missie waarop AfriForum gestig is in 2006 en dit is om 'n
toekoms in Suid-Afrika te bou vir Afrikaners waar ons vry, veilig en voorspoedig kan saamleef met die ander gemeenskappe wat ons hier teekom hierso. In die wêreld waarin ons nou leef, is dit nie meer moontlik vir 'n volk om 'n eiland te wees nie. Jy moet altyd in kontak wees met die verskillende kultuurgemeenskappe, taalgemeenskappe rondom jou en heeltyd daar moet gestreef word na wederwysige erkenning en respek. Maar terselfdertyd beteken dit ook jy mag selfrespek hê. Jy moenie 'n meerderwaardigheidskompleks hê nie, maar jy moet ook nie 'n minderwaardigheidskompleks hê nie. En ongelukkig voel dit vir my partykeer dat baie van hierdie versoeningsprofete, hulle noem hulle self dit, so kom ons noem hulle ook nou maar op wat hulle vir hulle self toeëien, maar baie van hierdie versoeningsprofete voel dat ons mag nie eers selfrespek as Afrikaners hê nie, ons moet 'n minderwaardigheidskompleks as Afrikaners hê. Ons moet net heeltyd ons klere skeer en as op ons kop gooi en rou oor die verlede en praat oor hoe skuldig ons is tot in die 4de, 3de, 5de geslag van ons nageslagte gaan ons skuldig wees en moet jammer sê. Dit is ook nie die versoening waarin ek glo nie. Dit is 'n toksiese versoening. Dit is eintlik nie eers die woord versoening werd nie. Dit is eintlik maar net gaan kruip op jou knieë en hoop en voer die krokodil en hoop dat hy jou nie eet nie. Nee, maar ek is nie hier om te sê ons moet 'n meerderwaardigheidskompleks hê as Afrikaners nie, maar geen vir Afrikaners 'n gesonde selfrespek. Die middelpunt tussen 'n minderwaardigheidskompleks en 'n meerderwaardigheidskompleks. Ons mag ook trots wees op ons herkoms. Ons mag trots wees op ons erfenis. Ons mag trots wees op ons taal. Ons mag trots wees op ons kultuur en ons mag omgee oor kwessies wat ons disproporsioneel raak. Ons mag omgee oor plaasmoorde. Ons mag omgee oor dreigemente aan ons grondwetlike reg tot privaat eiendomsreg. Wanneer die regering dreig dat hy gaan plase vat sonder vergoeding, dan mag ons daaroor omgee. Wanneer ons taal bedreig word deur die regering, mag ons daaroor omgee. Dit is die ander kant van die muntstuk ook. So aan die een kant mag ons 'n gesonde selfrespek hê en ons mag omgee oor kwessies wat ons disproporsioneel raak. Dit beteken nie ons gee nie om oor ander kwessies ook in die land nie. Dit beteken net ons mag ook omgee oor goed wat regtig naby in ons huis tref. Daai goed soos ek dink Dirk Herman het gesê, daar's 'n rede hoekom Afrikaners so diep omgee oor plaasmoorde en oor die bedreiging van plaasgrond. Want as jy self nie 'n boer as 'n Afrikaner is nie, dan het jy familie wat boer. En as jy nie familie het wat boer nie, het jy vriende wat boer. En dit is die rede hoekom ons in Engels praat van 'n back garden of 'n backyard, maar in Afrikaans het jy 'n agterplaas. Dis hoekom ons die boere genoem word. Ons het 'n baie intieme verbintenis met boer, met landbou. So natuurlik wanneer daar kwessies is wat landbou raak, gaan ons disproporsioneel geraak word daardeur en ons mag oor daai kwessies omgee. Dis net 'n feit. Jy het gepraat van kill the boer, kill the farmer, net so 'n laaste vraag. Ek sien van die jongste argumente, wel ek het dit al so deur die loop van my loopbaan al 'n paar keer gesien, maar van die jongste argumente om kill the boer, kill the farmer af te maak is om dit te vergelyk met Simbamba en te sê maar Simbamba is op dieselfde vlak. Jou reaksie daarop? Ja, daar's net soveel verdraaiings daar buite. Isak, die liedjie Simbamba gaan oor om kinders te waarsku teen slange. Dit gaan oor wat jy moet doen as 'n swart mamba in jou huis gevind word. Jy moet hom trap op sy kop, dan is hy dood. Jy moet hom doodmaak, jy moet hom nie net los in jou huis nie. Dit is 'n liedjie oor die gevaar van die swart mamba slang. Dit is nie 'n liedjie oor mense nie. En enigiemand wat dit probeer verdraai is, maar net weer eens ek verstaan nie hierdie desperaatheid om ter ondersteuning en verdediging te haas van 'n dreensang wat roep vir die moord van mense nie. Ek verstaan dit nie, Isak. Ek verstaan nie hoekom mense hulle self uit asem hardloop en haas om hierdie vieslike dreensang te probeer verdedig met enige manier wat hulle kan nie. Of hulle nou moet leuns vertel, of hulle die waarheid moet verdraai, of hulle self moet in die vorm van 'n pretzel verdraai, verwrong. Hulle sal dit doen, net dat hulle hierdie vieslike dreensang, hierdie haatlike dreensang kan verdedig en in die bresse kan tree vir dit. Ek verstaan dit nie, dit gaan my verstand te bowe. Ek moet eerlik bieg, ek het geen empatie vir daai standpunt nie. Ek kan nie myself in daai persoon se skoene sit nie. Ek kan nie verstaan hoekom jy dit wil doen nie. Dis Ernst van Sail van AfriForum wat so gesels. Ernst, dankie dat jy vir ons tyd gemaak het. Alles van die beste. Ek hoop jou gehoor het ook 'n lekker dag. Die dag het nou net gebreek. Ek hoop jy het 'n lekker dag verder.
Groetnis. Ernst van Sail. Breed jong man. Ek bedoel nou nie jong man, ek bedoel omdat hy is immers nog jong. Hy het nie plooie nie. Maar daar's niks, kyk, hy het 'n brein aan hom, nê. Baie ouens wat ook al hier op die program gesê het, hy was slim jong man. En ek dink hy speel 'n mooi rol in ons land. Nog 'n man wat 'n mooi rol in ons land speel. Ek gaan hom nou aan die huis. Hy is nie meer so jonk nie. Hy het al 'n bietjie plooie. En minder hare en so aan. Maar ek gaan hom nou aan julle voorstel. Hou vas. Ons gaan net hierna gaan ons verder gesels. Hallo, my naam is Isak Du Plessis van Nuuspot en my wiele word deur Drive gebou. 5 minute oor 8 hier op Stroom op Nuuspot. Baie welkom as jy pas by ons aangesluit het. Hier is Dominee Skalk van Heerden. Hoor, kyk, nee, jy het nie so baie plooie nie, man. Is dit die baard wat dit weg? Jy sê vir Ernst, hy's 'n slim jong man, toe sê dink ek soek nie die slim nie, maar ek soek ten minste die jonk, want my baba is 4 weke oud. So ek is oud maar nog nie koud nie, so ek soek daai jonk Isak. Nee, jy kan maar die slim kry. Jy's maar jy, wat is jy's so 10 jaar agter my. 5, hoe oud jy nou? Ek sê 77 baba, so. Ja, dis actually 12 jaar, maar, ja. Nou klaar geteel, wil ek maar net sê. Nee, 10 jaar. 10. Wat is ek 69? Dis 8 jaar, sorry, nee, is 8 jaar. Sorry. Amper gee ek jou. Die een tannie in ons gemeente sê vir my toe daar nou weer babatjie uitglip, sê sy, weet jy nie hoe werk 'n cable tie nie? So ek weet nou werk 'n cable tie, so ek is nou klaar. Skalk, lekker om jou weer te sien. Kyk nee, dis vir my bitter snaaks. Moet ek bieg oor die rede waarom jy hier is. Daar's 'n ironie op ironie aan hierdie onderhoud vanoggend, nê. Is dit my vriend Skalk van Dominee Skalk van Heerden. Dis lekker. Aan die hoof staan van 'n organisasie wat deur 'n keiharde ateïs aangeprys word in rapport. Nee, dan moet jy weet jy het dit gemaak, hoor. Nee, as dit net die ateïs is wat jou Christendom beamoen, dan moet jy weet jy het ook probleme. Nee, maar daar's 'n rede, daar is 'n baie goeie rede. Skalk, julle doen goeie werk by Beter Einders. Ek het gedink ons kan 'n bietjie gesels daaroor en hoor waantoe loop julle, want ek dink dit is dis ewe belangrik as al die ander groter debatte wat ons in die land het en 'n mens kan maklik daarby verbyloop. En hoe sê ek altyd, jy mag kla, maar jy mag nie sonder hoop kla nie. Baie van ons kla maklik sonder hoop. Ja, ek het jou nou so klein bietjie verloor. Isak, hoor jy my mooi? Ek wil net seker maak. Ek hoor vir jou mooi. Ja. Wat ek eintlik wil hoor is hoe loop julle daar by Beter Einders? Wat doen julle wat maak dat 'n ou soos Piet Kroukamp sê ons die land behoort na julle te luister? Kyk, ek wil net twee goed sê oor Piet, nee. Ek het met hom gaan praat oor iets anders wat ek by hom wou raad kry. En toe hoor ek hy gaan 'n storie skryf of 'n artikel skryf en dadelik toe ek huis toe ry, toe besef ek, hoorie, hier kan ek nie wen nie. Want die enigste ding erger as Piet Kroukamp 'n lelike artikel oor jou skryf en jou uithaal,
Ek dink die enigste erger ding is as hy 'n mooi artikel oor jou skryf. En dan is nog meer mense die hel in vir jou. So jy kan nie wen nie, die volk nie wat nou mooi of lelik skryf, jy doen jou dinge. So dis nou maar die ironie, maar ek like dit want ek kan baie mense geniet en goed en hulle sien selfs vir jou. Party mense sal nou oor jou eier lê of wat ook al of Piet of dit of wat. So dis vir my een van die groot goed wat vir my lekker is op die oomblik. Is as jy wil sê maar iets soos versoening preek na daai kant toe, as jy dit nie tussen jou eie mense kan uitleef en geniet nie, dan moet jy nie met allerlei ander slim stories kom nie. So dis vir my lekker week om met Isak en Piet te praat. En ja, dis vir my lekker, is vir altyd lekker om met jou te praat. Ek wil vir die mense sê, as jy nou nie vir Skalk ken nie, maar doen 'n bietjie moeite. Is 'n ou met 'n besonderse lewensgeskiedenis en hy het al besonderse goed in sy lewe gedoen. Hy dink wyd oor die lewe en hierdie ding wat julle by Beter Einders doen is dink ek iets wat belangrik is, Skalk, maar jy dink selfs nog dit is belangriker as wat ek selfs daar dink dis belangrik. Ja, wat ek hou van wat ons doen is, ons probeer 'n middeweg vind waar baie diverse mense hulle ding kan doen. En 'n voorbeeld is nou byvoorbeeld, ek is 'n Christen, so ek doen goed uit daai oogpunt, maar ek dink ook dit wat ek doen maak rasioneel sin, dat enige mens, al is jy nie 'n kerkmens nie, kan jy saam met ons werk. Dis hoekom die ding naam is Beter Einders en nie, jy weet, Corinthians Ministries of Simonier United of so iets nie. Dis juist om Afrikaners in te kan nooi. Jou vorige ou Ernst, ek het nou net hier op die gatkant ingeval want ek het my kinders afgelaai. Maar hy het soveel goed gesê wat my eintlik aangeraak het. Van ons moet onsself kan respek. Ons moenie nie jammer gat wees nie, dit en dat. Waarmee ek eintlik met hom saamgestem met die middeweg tussen te pateties en te windgat. Klomp sulke goed. So ek dink ons het dieselfde belange. Ons sukkel net baie keer om woorde te kry en ek dink Beter Einders doen al vir ek daar so 8 jaar dieselfde ding en dan afhangend van wat in die land gebeur, dan tel mense dit op. Of dit nou is die storie of dit nou Kiel de Boer is. Elke keer dan gebeur daar iets in ons konteks wat ek dink beaam dat dit waarmee ons besig is tog belangrik is en dit is 'n versoening sonder om jou identiteit prys te gee. So party mense weet glad nie wat om my te maak nie, want ek is 'n trotse Afrikaner. Wat onapologeties Afrikaner is. En so ek verstaan net die groot storie van jy moet kies. Wie wil jy lief hê? Afrikaners of swart mense nie. My swart pelle love it dat ek 'n Afrikaner is. Ek sê altyd behalwe net dat ek nie my biltong met hulle deel nie, dan like hulle dit nou nie so baie nie, maar ek is trots en selfs harregat Afrikaner partymal. En hulle geniet dit. Skalk, en die belang daarvan dat hierdie werk juis in swart gemeenskappe gedoen moet word? Ja, ek gaan nou prakties wees en jy ken my, ek hou van praat en ek is skaam om die waarheid te praat nie, maar ek kan nie van 'n stryerigheid nie. Tog dink ek partymal kan ons, as ons mekaar like en vertrou, kan ons so 'n bietjie nader aan die gesprek kom. Jy het nou gesê mense kan kla maar met hoop en dit en dat. En kyk, Christene wat baie van ons dink ons is al lekker hier, want as jy kla by die Here, dan noem jy dit klaag. So jy kla boontoe. So voordat jy kan toe kla, vra ek partymal vir mense, het jy al boontoe gekla? Want dis baie Bybels om te klaag en te sê, Here, maak daai ou, jy weet, dit en dat. Maar iets wat my persoonlik nou 'n bietjie irriteer, as ek nie net 'n nice guy moet wees nie, is al die reptiele wat op die oomblik insluip in ons gesprek. En nou, ek nou al 'n lys. Die een, iemand wie ek baie respekteer, maar teens hulle praat altyd van die padda wat gekook word. En nou die padda en dat, en dan is die ANC die skorpioen wat ons gaan steek met sy giftige angel. En nou toe ek net hier kom sit, toe hoor ek nou weer die man sê, ons moet nou wag en hoop die krokodil byt ons nie dood nie. Nou het ek al 'n krokodil, 'n padda, 'n skorpioen en ek het klein kindertjies wat leer wat dit is om 'n Suid-Afrikaner te wees. So fyn as jy wil klaar, doen wat jy wil doen, maar ek wil nie ons moet vrees versprei
in die naam van aktivisme nie. Praat rustig, daar's nie 'n krokodil nie, daar's nie 'n skorpioen nie, ek is nie 'n padda wat gaan gekook word nie. So ek dink ons moet pragmatiese maniere en woorde kry om elke mens in die land weet wat is fout. Maar ek dink nie om hierdie reptiele ding te doen gaan enige iets beter maak nie, behalwe dat dit paniek maak en dan sit ouma met die kinders wat geëmigreer het en dink, o hel, waar's my kleinkinders? Dan sê ek, jy het gesê die padda moet uitspring. Nou wonder jy waar hulle is. Ek praat nie van die Amerikaners nie. Daar het al honderde duisende voor dit gegaan. So ek wil hê ons moet op 'n manier ons probleme hier aanpak sonder om actually is dit vir my pateties. Niemand hoef my die reg te gee om trots te wees as 'n Afrikaner. Hoe gaan my dit? Gee my die reg. Ek het dit, ek is dit. Niemand kan dit van my wegvat nie. So daar's iets in die gesprek wat vir my so 'n bietjie vrees aanwakker en dis iets waar ek deesdae meer prominent opstaan en actually oor die Kill the Boer liedjie dink ek ook die mense wat die meeste daaroor kla is dies wat die petrol op die vuur gooi en dan sê hulle, "Gee maar hierdie vuur raak hom nou groot met die kannetjie petrol in jou hand." So ek is ook teen Kill the Boer, maar op 'n totaal ander manier wat ek dink nie die vuur groter maak nie. En op watter manier sou jy sê moet 'n ou dit hanteer? Kom ons bly by iets soos Kill the Boer, Kill the Farmer. Wat is 'n beter manier om dit te hanteer? Kyk, my kind is 5 jaar oud. Nee, nou kan jy jouself jou parallelle trek met wie ek dink nog 5 jaar oud is in hierdie hele storie. En as jy die stoutste kind in die crash heeltyd aandag gee, dan maak jy hom nog stouter. Stout gedrag moet geïgnoreer word en positiewe gedrag moet uitgelig word. So ek haal die gif uit daai angel uit. Ek was toe ek teruggery van die township af die naweek waar Piet geskryf het. Ek is die busbestuurder, ry nou daar die groot bus op die highway en ek speel struggle songs in daai bus. Want dis nie net Kill the Boer hierdie chant nie, daar's honderde en meeste van hulle het Dubbeliboeno in op een of ander weergawe. Ek luister daai goed en dit vat al die excitement uit dit uit en die vrees daar uit, omdat ek saam sing en saam praat en ek ken nie goed en ons joke daaroor en dan is dit, so ek het baie EFF vriende en goed wat jy nou weet en daar's geen van hierdie vrees vir moord en dit nie, dis 'n joke en hanteer dit as 'n joke en as jy dit ernstiger maak as iets absurd of iets wat nie, dis nie eg nie, dis drama, dis 'n show en om dit meer reël te maak as dit, gee jy dit mag. So moenie daarvoor bang wees nie, moenie die vrees aanjaag nie. My arme vrou borsvoed nog, nou kry sy 'n WhatsApp elke week, stop plaasmoorde, stop Kill the Boer. Ek wil nie dit vir my vrou hê elke week nie. Nou ek speel eerder hier by die huis as die kinders met die waterpistooltjies rondloop. Dan skree ons prpa, prpa, prpa. En ek het so 'n ander video gemaak waar Julia sing, dan sit ek kyk sy liedjie hop spinnekop daaroor. Ek sal dit vir jou gee. As Julia so hop met daai bietjies, dis hoekom hy gewig verloor dink ek by the way. Hy hop so, dan hop spinnekop. Dan sê as jy ophou spring gaan hierdie parie stop. Die stories wat jy spin is op 'n ander vlak. Jy weet, maak net 'n joke af van en dan is die vrees weg. Ek hoor wat Dis jy my approach. Ek hoor wat jy sê, maar ek wil nog gou vir jou sê nê, as jy my op 'n hoogte gaan sit, nê, hoog, nê. Ek is so bang vir hoog. Ek kan klomp dinge doen wat nie goed is nie. Maar ek het 'n geweldige vrees vir hoog. So nou sit jy nou staan ek eendag hier op 'n rots saam met die kinders en saam met my vriendin. Hulle wil ek moet van die rots afspring in die water in. Nou sê hulle vir my moenie afkyk nie. Moenie afkyk, jy spring nie. En hulle sê kyk jy sê hulle wys vir my hoe spring die kinders af. Die een na die ander en hulle sê spring nie. Skalk, ek kry dit nie reg nie want ek is te freaking bang. Ek het geleer jy klim nie op 'n hoogte nie. En wat ek hiermee vir jou probeer vra is as jy op 'n punt is waar jy 'n vrees het vir dit wat met jou op 'n plaas kan gebeur, verby 'n rede, want ons almal leef
op een of ander stadium verby rede waar emosies die hoogtyd vier, nê. En ek wil vir jou probeer sê, kyk net simbolies na hierdie ding, maar jy leef op die plaas, jy moet elke aand jou deur sluit, jy moet wonder as jy van die kerk afkom, is daar iemand wat vir jou gaan inwag, hoe oortuig jy dan iemand dat, moenie bang wees, maak 'n joke hiervan? Kyk, Isak, ek wil nou net twee goed gebeur nou met my, ek sien jou en ek hoor jou, soos wat jy praat, en dan aan die kant is hier kommentare wat nou hier instroom, né? Okay. So ek luister met een oor. En jy lees van daai kommentaar. Ek gaan na albei kante toe, want albei gesprekke is vir my belangrik. So wat ek verskriklik waardeer van wat jy nou verduidelik en sê, is jy is eerlik oor dat jy het emosies, en dit gaan nie noodwendig net oor die feite nie, jy het emosies, en dan is jy bang. En ek het verskriklike diep deernis as iemand bang is en wat sy emosies vir hulle na 'n kant toe gaan waar hulle met vrees lewe elke dag. Dit en ek dink in die gesprek besef ons nie, ons kan baie diep saam begin met 'n omgee vir ons eie familie, ons naastes, ons gemeentelede, die wyeer gemeenskap, en dan moet jy probeer uitfigure hoe raak ons van die vrees ontslae? Dis 'n baie goeie gesprek as die probleem die emosie en die vrees is. Nou, ek lees nou hier aan die kant, nê. Die een sê ek word betaal deur die ANC, nê. Nee, die dominee gaan vra vir 'n ateïs vir raad. Dit. Die een skryf plaasmoorde is nie 'n joke nie. Nou hier moet ons nou kalm bly want en ons ore spits as ons mekaar respekteer. Die probleem waaroor ek praat, en is eintlik baie arrogant, is ek wil vir my eie tribe dinge beter hê. So ek neem aan, ek gaan nie daai rooi mannetjie kan beheer nie. Nou moet ek dink, wat is binne my beheer? Wat is binne my beheer om my kind in vrees te laat lewe, ja of nee? Dit het niks te doen met ateïsme of dit nie. Dit is verskriklik pragmaties en ek doen dit uit 'n liefde vir my mense, my volk, my familie. Hoe kry ek vrees uit my huis uit? Hoe kry ek vrees uit my gemeente uit? En om dan net te sê padda en heeltyd vir Julius se goedjies rond te stuur. Dit vat nie vrees weg nie. En ek sit ook met ouer mense in my gemeente wat bang is en ek moet vir jou sê, wie maak hulle bang? Dis nie soveel Julius soos die mense wat petrol op daai vuur gooi en alles rondstuur nie. Nou die persoon wat sê plaasmoorde is nie 'n joke nie. Daar is nie een so groot ding wat ek gesê het wat kan insinueer dat plaasmoorde 'n joke is nie. Maar jy moet kan split en sê, hoe raak ek ontslae van vrees? En dan by plaasmoorde het ek vir 10 jaar met Foundation for Safe South Africa gewerk. Professor Rudolf Zinn en dit. So hoe om plaasmoorde se veiliger te maak en daar ek dink mense gebruik plaasmoorde vir hulle eie benefit en dit irriteer die wit waks uit my uit ook. Daai tipe van leiding is te heilig en hartseer om rond te gooi om te bewys dat swart mense useless is of dit of dat is. So ek dink ons moet op 'n vlak kan praat waar ons nie vir mekaar goed toeëien wat ons nie sê nie. Sien so nou ek dink die feite van moord is deel van hoekom vrees aangejaag word. En ek gaan nou ek weet nie of dit jou nou gaan ontstel nie, maar as jy kyk na die waarskynlikheid as 'n wit mens om op 'n plaas vermoor te word, om dan die statistieke 10 keer aan te blaas en vir al die gemeentes te versprei. Dit is nie die waarheid nie, dit is nie goed nie. Elke plaasmoord is te erg. 40 moorde 'n jaar is te erg. Wat is die punt om te sê daar's 360 moorde 'n jaar wanneer daar 40 is? Dis nie hoe jy die probleem oplos nie. So dis om vrees te versprei en ek dink almal hier, jou luisteraars verstaan. So hoe kan jy nie die verskil sien tussen hoe maak jy dit? Hoe los jy die probleem op van geweld? Hoe los jy die probleem op van vrees?
En dan wat is die werklikheid? Ja, want ek dink ergens tussen hierdie sit ons nou in een of ander impasse. Want nou jy sê dink ek 'n ding wat belangrik is om te kyk na die syfers. Maar emosies is besig om bo dit te leef. Maar nou wil jy die emosies kom kleiner maak, beheer deur nog ander feite te kom bygee en dan voel dit vir my ons is besig om onproduktief te raak hierso in die poging om versoening te bewerkstellig. So ergens voel dit vir my en ek vra vir jou, moet ons nie is ons nie ook besig om as groep by mekaar verby te leef in ons pogings om die bril waardeur ons kyk geldend te maak nie en iemand van ons kry dit reg na die een of die ander kant toe nie. Ek dink wat moeilik is mense groepeer alles op een slag in mense kop en dan val ons tor af. So waar die rigting waar ons gesprek vanoggend dadelik begin gaan het, was nou nie versoening na die ander kant toe waaroor Piet geskryf het, uitreik en hoe ons met swart mense engage nie. Ek het dadelik begin praat toe ek nou hoor van krokodille en skorpioene en paddas. Toe begin eie mede-Afrikaners in gesprek tree, né? En ek dink dis goed want as hulle sê daar wag 'n nasionale dialoog vir ons. As ons nie met mekaar kan praat nie. Hoe die hel gaan ons deel wees van 'n nasionale dialoog? As ons mekaar nie eers kan hoor nie. So ek dink dit voel vir my die gesprek waarin ons nou is hoe leef ons? Die een vraag is hoe leef ons sonder vrees? 'n Heeltemal 'n ander vraag daarvan is hoe verminder jy misdaad? En in die gesprekke van al hierdie paddas en spinnekoppe wat hop en alles, dis nie gesprekke wat werklik misdaad ook in landelike Skalk, ek wil net probeer minder maak. Kan ek jou net vir 'n oomblik daar stop? Ekskuus, ek wil net vir die kykers sê nê, julle het vir my nou al geleer ken. Ek vat nie kak nie. Ek het presies dieselfde verwagting van jou teenoor my gaste as wat ek het van my gaste teenoor jou. Skalk het nie vir 'n oomblik vir een van julle sleg gesê nie. Hy het nie vir 'n oomblik vir een van julle gesê julle torre het afgeval nie. So as jy op daai pad wil gaan nê, dan wil ek nou maar reguit vir jou sê ek haal vir jou af en jy kyk nooit weer na hierdie kanaal nie. So freaking gedraai julle, ekskuus Skalk. Nou kan jy aangaan. So partykeer moet mens net die streep trek. Ons doen dit in respek. As ons verskil hier, dan dis die enigste vereiste vir almal wat kyk. Ons doen dit met respek. En as jy nie hou van hoe ek dit vra nie, dan moet jy regtig maar gaan kyk 'n ander kanaal. Okay. Ja, en ek het baie Isak, wat ek verstaan is wat ek goed lees, nê? Ek verstaan dat iemand bang is ten diepste en dan bo op die bang is mens kwaad. En dan as jy kwaad is, wil jy uiting gee daaraan, hè? So en ek dink eintlik daar's 'n parallel om dan jou kwaad en jou vrees op Julius te gooi, is 'n manier om uiting te gee en selfs om dit op my te gooi, is 'n manier om uiting te gee aan jou frustrasie want jy weet nie waar om dit uit te leef nie. So ek lees dit en ek sien dit en party is vir my hartseer, party is vir my iets wat ek nie groot gemaak is om so te praat met ander mense nie, maar ek het begrip selfs vir kommentare wat kwaad is want dis waar mense is. En dis hoekom die vraag so moeilik is van werklik wat is binne ons beheer om te verander. Want by die stembus ons kan dit nie doen nie want ons is te min. Wat is werklik die plek waar ons 'n verskil kan maak? En dis waar ek dink daar is 'n pragmatiese vraag oor wat maak die land veiliger. Dis nie hierdie simboliese goed wat die land veiliger maak. Miskien kan ek vir jou terugvra wat jy vir my kan verduidelik. Hoe maak dit die land veiliger om te praat van die krokodil, die skorpioen, die padda? Dit is nie vir my 'n pragmatisme van om geweld minder te kry. Nee, ek is so, jy vang my ja, nee, ek is hoor jy wat daar is, gaan nie die probleme oplos om te sê Piet Kroukamp is dit, Skalk is dit, Isak is dit,
En selfs om Julius, dink ek, moet ons irrelevant maak. Want die wetenskap, die navorsing bewys oor en oor, daar's nie 'n verband tussen Julius en plaasmoorde nie. En dis waarmee baie luisteraars het nog nie in daai akademiese gesprek ingedelf dalk nie. Want as jy wil plaasmoorde minder maak, is daai nie die manier nie. Die goed was 'n groter probleem toe Julius nog nie gesing het nie. Die nommers. Nee, So ons moet by die oorsaak kom as ons regtig omgee oor geweld. Moet ons by die werklike oorsaak uitkom en nie by die distractions nie. So ek sal aanhou sê, dit wat 'n distraction is vir politieke teater, dit gaan niemand veiliger maak nie en ek gaan dit afmaak as 'n joke. Altyd. As jy vir Julius wil ernstig opneem, jy nie, iemand, dan is hulle welkom, dan kan jy jou lewe deur om met hom te stry. Ek dink dis petrol op vuur en dit maak niemand veiliger om heeltyd daai storie in die nuus in te bring. Dis wat ek dink. Jy kan dit in die nuus uithou as daar 'n stadion vol mense is wat saam met Julius die song sing nie. Sou ek as teenargument opper en dan sou ek wou weet hoekom en op watter manier kan 'n mens woorde soos daai, of dit nou simbolies bedoel is of nie, kon regverdig. Want ons het nou gesien met 'n ou soos Ronaldo Gous wat nou 'n ekstreme illustrasie probeer het, maar die punt wat hy wou maak is om dit na die teenoorgestelde kant toe te gooi, sou ook net so groot ontsteltenis veroorsaak het. Hy is Sakkie, bly gou by my nee, en help my net, dalk mis ek iets. Ernst wat op die program was. Hy was verskriklik ontsteld en hy 3 keer gesê hy verstaan nie hoe mense daai lied wil verdedig nie, né? En nou stel jy ook die teenkant, dan sê jy, hoe kan 'n mens daai regverdig, né? Dalk het ek die verkeerde woorde gebruik. Ek sê direk, ek regverdig dit nie. Dis simpel, dis stupid, dis verkeerd, dis onproduktief vir waar ons land is. So kom vir die doel van die gesprek, kom ons sê ons almal stem saam, dis dom en hy moenie dit sing nie. So daar's ons op dieselfde bladsy. My vraag is, hoe beweeg ons vorentoe as dit dom en sleg is? En daarvan hoor ek minder as daai stoute kind nie gaan verander nie. En hy's deur die hele hoofstelsel. So alles is nou verkeerd en sleg. Hoe beweeg ons vorentoe? So ek het 0% regverdiging daarvan. Ek wil jy sê dis 'n joke. Maak dit weg. Kry dit uit die pad. Om dit op 'n slimmer manier te hanteer. Maar die beginpunt is dieselfde, is daai is nie regverdigbaar nie. Jy vang wat ek sê, so ek weet nie of ek mooi genoeg uitdruk nie. Ek wil hê ons moet praat oor hoe beweeg ons verby daai mannetjie wat so hop. Nee, ek hoor vir jou, ek hoor vir jou en wat jy daai vergelykings aanbetref, dink ek is ek op dieselfde bladsy as jy. En ek is nie eintlik veronderstel om met jou in 'n debat te wees nie, maar ek veronderstel om 'n joernalis te wees wat jou vra. Maar dit is baie lekker om met jou te gesels. So nee, ek kan hoor dat 'n ou dalk nodig om die ding op 'n slimmer manier te hanteer. Ek wil nog 'n vraag by jou laat as ek mag. Oor die versoeningsaspek, want dit is eintlik waaroor ons soos wat jy gesê het, ons veronderstel is om te gesels, maar soms laat ons ook maar lui soos wat die gesprek gaan. Maar ek kry soms die indruk dat wanneer mense praat oor versoening, dan moet dit noodwendig versoening wees van wit na swart kant toe. Die inisiatief moet by wit begin na swart toe. Dis die gevoel wat ek kry. En ons praat te min oor versoening tussen verskillende ander groepe of van swart na wit kant toe. Is daar 'n gebrek daaraan? Hoe voel jy daaroor? Ek het 'n unieke lewensstorie wat jy ken. En soos ek jou vraag hoor, dan sal my antwoord wees, ek sien 'n oorvloed van versoening van die swart kant na my toe
en na Afrikaners toe elke dag van my lewe. En ek dink die verskil hoekom mense dalk dit nie voel nie en nie sien nie is baie van ons gesprekke gaan oor wat gebeur by die boonste vlakke. Sê maar daar is die ANC regering, daar is die wette, daar is die beleid, dan hier ergens is Malema nou wat sy liedjies sing en dis ook op die TV en al hierdie publieke goed van die ryk mense en die groot rolspelers. Maar as jy waar ek operate is op die laag onder dit alles by gewone Suid-Afrikaners. En dit is 95% van gewone swart Afrikane byvoorbeeld. En by hulle kry ek net uitreik en versoening en liefde en hanteer my soos 'n broer. Elke dag vir die laaste 30 jaar. Die prentjie agter my is in 'n township waar ons laar trek elke jaar op 16 Desember. So ek dink ons het 'n verwagting dat politieke leiers wat korrup is, nie moet korrup wees nie. Laat mense wat simpel goed aanhits, dit nie moet doen nie. En dan sê ons maar wat van hulle. En ek dink hoekom party mense my dalk nie sal verstaan nie is, my belewenis is op grondvlak met die gewone Suid-Afrikaner. En misdaad is nog ietsie, want ek lees elke dag op Facebook, die swartes moor ons uit. Nou mens moet stil staan daar. Dit is nie die swartes wat ons uitmoor nie. Want 95 of 98% van swart mense is vredelewend en lief vir ons en moor ons nie uit nie. En nou hoor jy, ek kom elke keer terug by die tema van om nie woorde te gebruik wat vrees aanjaag nie. En daai versoening, dink ek, is die eerste ding, is om te besef, as ek praat van versoening, is my doelwit nie korrupte ANC, weird MK party, EFF, daai leiers wat Rolex horlosies dra terwyl hulle overalls mee rondloop. Dit bly vir my nie die realiteit nie, dit is teater. En gewone Suid-Afrikaners moet mekaar vind, want as ons mekaar daar op die grondvlak vind, dan op die ou einde gaan die politici wat simpel is, irrelevant wees. Maar ek kan nie toelaat dat daai nonsens oorspoel in die regte lewe in. Skalk, Dominee Skalk van Heerden, dit is regtig lekker vir my altyd om met jou te praat. Baie dankie dat jy ingestem het om met ons te gesels en dat jy bereid is om jou mening hier te kom lig. Mag ons asseblief vorentoe weer praat. En sterkte met julle werk. Ek dink julle doen ongelooflik goeie werk, so hou aan daarmee. Dankie, Sakkie. Groetnis, Skalk. Groete by die huis. Die kinders wat gisterand vir hallo oom Sakkie. Dit was lekker geweest, groetnis. Dominee Skalk van Heerden daar van Fontainebleau gemeente, hy is deel van die Beter Einders